was in Oekraïne gewees. En ja, dis baie kere kyk ons na die nuus en so aan en ons sien hierdie probleme in die wêreld, maar ons ervaar dit nie persoonlik nie. Ons besef baie keer nie dat as ons oorloë en goed sien, dat daar so mense se lewens in gedrang is nie. Byvoorbeeld, een van die persone wat ek ontmoet het, sy seun is hierdie man gewees en hy was betrokke by daardie oorlog. Lyk dit soos 'n ou man wat hierso veg. Nee, dis 'n jong persoon. Ek wonder wie is die oudste in hierdie tussen die jeug. Ja, wie is die oudste hierso? Hoe oud is jy? 22. OK, ja nee, Edrich, ja nee, oom Edrich daar agter. Maar 22, hierdie persoon dink ek was 19 of tussen 19 en 21 en hy het in hierdie oorlog in Oekraïne geveg. Maar die probleem was, dit is lekker, baie jong manne dink, yes, ek sal in 'n oorlog of in die weermag wil betrokke wees. Maar mens besef nie wat se gevaar daarin is nie. Maar die probleem in hierdie land was dat jy nie kon kies nie. Die weermag het sommer 'n roadblok daarso in die pad en as jy daar verby ry, trek hulle jou kar af en as hulle sien jy's 'n jong, sterk man, gooi hulle jou in die van en jy gaan oorlog toe. Maar dit is nou nie wat met hierdie man gebeur het nie. Hy was een van die wat gevolonteer het om te gaan veg. Maar ongelukkig het hy dit nie gemaak nie. Hy was vermis gewees vir 'n tyd en gewoonlik as iemand vermis is in 'n oorlog, is dit altyd slegte nuus en hy het dit nie gemaak nie. Hy het sy lewe verloor in die oorlog. Hierso is sy ma en pa en sussie en dit is hartseer want dit is 'n jong man, hy het soos sy hele lewe voor hom gehad. Maar tog het hy die stryd verloor daar in die oorlog. Maar dis nie die enigste probleme in hierdie wêreld nie. Baie mense verloor hulle lewens in karongelukke. Daarso sien ons brandweermense wat 'n persoon probeer uit 'n kar uithaal en dit is hartseer. Dit laat 'n mens vra in hierdie wêreld, hoekom gebeur hierdie dinge? 'n Ander ding, so 'n jaar of ek dink omtrent 2 jaar gelede was daar so 'n vulkaanuitbarsting gewees. En daai was by die Taal berg. As ons dit in Afrikaans lees dan klink dit soos die Taalberg, maar dit was Mount Taal en daai plek daai vulkaan het uitgebars en ek onthou ek het foto's gesien waar die huise toe is onder die as. Soos daai vulkaan uitgebars het en interessant was 'n persoon wat ons geken het was net 'n maand voor die tyd daai Mount Taal uitgeklim. Nou dit sal hartseer wees as jy besluit ek gaan hierdie berg klim en dan gebeur so iets en die vulkaan het 'n uitbarsting. Dan 'n ander ding wat gebeur het ook so 'n paar jaar terug was toe daai arsenaal ontplof het. En dis hoe daai stad gelyk het. Ek kan nie die stad se naam onthou nie. Maar daai arsenaal het ontplof en daai hele plek plat gestoot en dan begin 'n mens die vraag vra. Hoekom gebeur hierdie dinge? Hoekom lyk dit so in hierdie wêreld? Wie kan geblameer word? Party mense vra die vraag, waar is God in die tyd van hierdie oorloë en die dinge wat in die wêreld gebeur? Waar is God? Wie kan geblameer word? Wel, dit bring ons by sonde. Sonde is die oorsaak van hierdie probleme in die wêreld. God het die wêreld perfek geskape. Ons onthou daarso in die tuin van Eden, Adam en Eva was in 'n perfekte tuin geplaas. Alles het honkie-dorie geloop, totdat sonde sy kop uitgesteek het. Totdat sonde sy kop uitgesteek het, toe het dinge begin verander. En sonde maak 'n mens 'n slaaf. Baie mense sal dink, nee,
God se wette beperk ons. Het julle nie al so gevoel nie? God se wette beperk ons. Maar die Bybel vertel ons, veral hierso in Johannes 8 vers 34, sê Jesus, voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n dienskneg van sonde is. En as julle my nie glo nie, gaan kyk 'n bietjie as jy in die dorp rondloop en jy sien mense wat op drugs is. Dan sien jy, hulle is 'n slaaf van hulle verslawing. Ek onthou toe ek jonk was, het ons allerlei dinge probeer en ek kan vir jou sê, dat drugs maak jou 'n slaaf. Sigarette maak jou 'n slaaf. Alkohol maak jou 'n slaaf. Ek onthou toe ek baie jare terug gerook het, ek was 'n slaaf daarvan. Ek kon die huis nie verlaat het sonder om eers te gedink het, waar's my lighter, waar's my pakkie? Dit het my beheer. En dit is wat sonde doen. Sonde beheer ons. Daar's mense wat sal steel, wat ander mense se lewens sal ontwrig, net om nog 'n spuit te spuit. Ek ry eendag daar in Tsanin, en ek sien daar so 'n ou, net daar so voor die Sasol garage, toe sien ek daar 'n ou wat so loop, so draaie loop. Toe dog ek, die ou is dronk. Maar toe ek nader kom, toe sien ek, die ou is nie dronk nie. Hy konsentreer so om daai aar toe te trek, sodat hy die naald kan inkry. In daglig. Sonde maak 'n mens 'n slaaf. Die duiwel laat sonde mooi lyk, maar sodra jy gevang het, is jy 'n slaaf. Dan is jy 'n slaaf. Sonde verwoes lewens, verwoes verhoudings. Sonde veroorsaak diefstal, moord. Sonde is dit wat dit veroorsaak. En Satan is agter al hierdie dinge. Maar vandag wil ek met julle praat oor die groot reddingsoperasie. Want dit is wat ons oor wil praat. Ja, sonde maak jou 'n slaaf. Sonde verwoes lewens. Maar wie het ons dan nodig? As 'n mens na die TV kyk en films kyk, dan sien jy altyd hierdie superheld wat alles beheer en al die crime probeer stop. Maar het ons nie ook 'n redder nodig nie? Is daar nie 'n groot reddingsoperasie nodig nie? Soos ons daai weermagmanne gesien het, as daar so 'n ou gevange geneem word in 'n oorlog, dan stuur die weermag gewoonlik 'n reddingsspan om hom te gaan red. Net so het God 'n reddingsoperasie vir my en jou. En dit is waarna ons gaan kyk vandag. Nou kom ons kyk na hierdie reddingsoperasie in die Ou Testament. Leraar Walter het nou gepraat van hoe Satan God misvoorstel. As hierdie wrede God of hierdie eng God wat net wag dat jy iets verkeerd doen, dan zap hy jou soos hy gesê het. Maar dis nie die God van die Ou Testament nie. En dit is ook nie die God van die Nuwe Testament nie. Want die God van die Ou Testament is presies dieselfde God van die Nuwe Testament. Nou die reddingsoperasie in die Ou Testament is histories. Dis nie net 'n fabel of 'n fantasy soos julle dit sou noem nie. Dis 'n historiese gebeurtenis. Dit is ook nie net 'n ritueel nie, soos in die antieke oosterse gelowe nie. Dis nie net iets wat jy hoef te doen nie. En onthou, God is nie 'n genie in 'n lamp nie. Wat jy, hoe meer jy hom vryf, dan kan jy 'n paar wishes kry nie. Of meer aandag aan hom gee, of so nie. Ja, ons moet 'n vaste verhouding met God bou.
Maar onthou, God se redding, selfs in die Ou Testament, is histories. Dit is dinge wat regtig gebeur het. En die grootste reddingsoperasie sien ons in die Ou Testament is die reddingsoperasie uit Egipte uit. Dit was God se hoogste demonstrasie van sy verlossingsaksie in die Ou Testament. Maar dit gee vir ons ook 'n blik op die toekoms. Of dit het vir die Ou Testamentiese mense 'n blik op hulle toekoms gegee waar Jesus vir hulle op die kruis sou sterf. Jesaja sê, ek is die Here, en daar is geen heiland of redder buiten my nie. So in hierdie hele wêreldse probleem van sonde en sonde wat mense slawe maak, is daar 'n hero vir vandag. En God sê, dit is ek. Ek is die oplossing op hierdie wêreld se probleme. Hosea pas Jesaja se woorde toe op Egipte spesifiek. En hy sê, tog was ek die Here jou God, van Egipte land af, en buiten my het jy geen God geken nie. Ja, behalwe my is daar geen heiland nie. Daar's niemand anders wat hierdie wêreldse probleme kan oplos, behalwe God, en spesifiek in Jesus nie. Net hy kan ons uit hierdie gemors uitred. Nou God se reddingsoperasie uit Egipte, God se omgee vir Israel kon gesien word in sy verlossing uit slawerny uit. Toe God hulle daar uitred, hulle het gebid, Here, kyk hoe lyk ons omstandighede. Here, ons kan nie meer so aangaan in slawerny nie. En toe wys God sy omgee en hy red hulle uit daai slawerny uit. En daarna, net toe hulle uit daai slawerny uitneem, maar hoe het hy hulle daar uitgered? Onthou julle hoeveel wonderwerke het hy gedoen om hulle daar uit te kry? Spesifiek 10 van hulle. En hy het dit so gedoen, dat die laaste 7 Israel het glad nie gevoel het, en hy het hulle so beskerm vir die laaste 7. So seer dat toe die donkerte oor die plek gekom het, was daar lig in die Israeliete se huise. Net om vir hulle te wys, ek is die ware God, ek is die ene wat julle hier gaan uitkry, en hy doen dit met hierdie 10 wonderwerke. En hy lei hulle uit, en daar kom hulle by 'n doodloopstraat, die dooie see. En kan julle glo, na daai 10 wonderwerke, vergeet hulle van God by die Rooi See, toe hulle by die doodloopstraat kom. Sal jy God vergeet, na hy 10 wonderwerke in jou lewe gedoen het? Maar ons mense vergeet so gou. Ons mense vergeet so gou, hulle sien daai strydwaans van die Egiptenare agter hulle aankom, en hulle sien nie 'n see voor hulle kan nêrens heen nie. En daar by die Rooi See, selfs terwyl Israel hulle God vergeet wat hy gedoen het, doen hy nog 'n wonderwerk, en hy kloof daar die see oop voor hulle. Ons sien ook hoe God sy omgee vir hulle gewys het in die wildernis, toe hulle aan die ander kant die Rooi See uit is. Toe gee hy vir hulle manna en kwartels, en selfs water wat uit 'n klip uitloop, toe hulle sê, ons is dors. En dan sien ons ook God se omgee in sy lyding in Kanaan. Redding is die fokus van Israel se geloof gewees. Die groot versoekinge wat jou oë gesien het, en die tekens en die wonders en die sterke hand en die uitgestrekte arm waardeur die Here jou God jou uitgelei het, so sal die Here jou God aan jou al die volke doen vir wie jy bevrees is. So God sê vir hulle, kyk terug wat ek vir julle gedoen het. En ons het die Bybel waarna ons kan terugkyk en sien wat die Here vir ons gedoen, vir Israel gedoen het, en so kan hy dit ook vir my en vir jou doen wat hierso sit.
Hy is dieselfde God as in die tyd van Israel. Hy kan dit vandag nog steeds vir jou doen. Kom ons kyk weer na die historiese reddingsoperasie. Dit was aangehaal in die getuienisskrifte in die Bybel. Die wat notas vat, ek sien daar is wat notas vat, skryf daarso Deuteronomium 6 vers 20 tot 24 en Joshua 24, 2 tot 13. Daarso is hierdie getuienisverklarings wat praat van hierdie reddingsoperasie. En God sê vir hulle, as jou seun jou later daaroor vra, vertel hulle. Gelukkig leef ons in 'n dag met tegnologie. Jy kan op jou foon gaan search en gaan sien hoe het God Israel daar gered. Daai historiese gebeurtenisse. En dan kan ons vriende ook vertel, kyk wat doen hierdie God wat ek dien. Hierdie historiese reddingsoperasie was toe aangehaal as aanhef tot die wet gewees. God het gesê, kyk, ek is die God wat jou daar uit Egipte land uitgelei het, en dan gee hy die 10 gebooie. Om hulle te herinner, ek is die ene wat julle kan help. Hierdie groot reddingsoperasie was ook gekonnekteer aan die Ou Testamentiese feeste gewees. So God het hulle 'n praktiese demonstrasie gegee van hierdie groot reddingsoperasie en hulle vorentoe laat kyk na wat hy vir hulle sou doen op die kruis. Om vir hulle te wys, ek is die ene wat jou skuld sal dra op die kruis. Die psalmdigter het ook baie daaroor geskryf. Die 2 wat ek vinnig kan aanhaal is in Psalm 135. Kan sommer die hele ene lees as jy later tyd het. En interessant is, God gebruik hier die simboliek van 'n seemonster om sy reddingsoperasie vir ons te demonstreer in Psalms. Ek lees dit vir julle. Nogtans is God my koning van die voortyd af, wat verlossing werk op die aarde. U het deur u sterkte die see geklief. Waarvan praat hy? By die Rooi See, né? Hy sê, ek het met my sterke arm vir julle die see oopgemaak. En hoor wat sê hy volgende. U het die koppe van die seemonster op die waters verbreek. Hy gebruik die seemonster as simboliek van Egipte. En hy sê, toe ek julle uit Egipte uitgered het, het ek hierdie seemonster 'n hout toegepas. U het die koppe van die Leviathan verbrysel. U het hom gegee as voedsel vir 'n volk, vir woestyndiere. U het fontein en stroom oopgeslaan. U het standhoudende riviere laat opdroog. Is dit nie interessant nie? Toe God Israel uit Egipte uitgelei het, sê hy, ek het hierdie seemonster se koppe verbrysel. Hierso in Psalms gebruik hy dieselfde Leviathan as 'n simbool van Rahab, wat 'n leier van Egipte was. Hy sê, 'n God grootliks gedig in die raad van die heiliges en vreeslik bo almal wat rondom is. O Here God van die leerskare, wie is soos u? Grootmagtig is u, o Here, en u trou is rondom u. U heers oor die trotsheid van die see. As sy golwe hulle verhef, bring u hulle tot bedaring. U het Rahab verbrysel, soos een wat verslaan is. Met u sterke arm het u die vyande verstrooi. Want hy het gesê, hy het die seemonster verbrysel, en hier sê hy dit nou weer, net op 'n ander manier, en hy sê hy het Rahab verbrysel. God gebruik die simbool van 'n seemonster
om te sê dat hy hierdie monster sal verbrysel. Of hy het hom verbrysel toe hy hulle uitgelei het. Ontwaak, ontwaak, beklee u met sterkte van die Here, ontwaak soos in die dae van die voortyd, onder die geslagte van lank gelede, is dit nie u wat Rahab neergekap, wat die seemonster deurboor het nie. Is dit nie u wat die see, die waters van die groot wêreldvloed droog gemaak het nie, wat van die dieptes van die see 'n pad gemaak het vir die deurtog van die verlostes nie. Weereens, nou kan ons terugkyk hoe hierdie God hierdie monster verbrysel. Net soos hy vandag die monster in jou lewe kan verbrysel. Net soos hy Israel uit Egipte uit verlos het, net so kan hy jou uit die moeilikheid wat jy vandag ervaar in jou lewe ook uitred. Nou wat God in Exodus gedoen het, gee ons 'n blik op die toekoms wat hy in die finale stryd vir ons kan doen. Jesaja 27:1 sê, in die dag sal die Here met sy hande en groot en sterk swaard besoeking doen oor die Leviathan, die vinnige slang, en oor die Leviathan, die kronkelende slang, en hy sal die draak doodmaak wat in die groot water is. As ons mooi kyk hoe Jesaja hier praat hy nou nie meer terug nie. Hy praat nie meer terug na hoe hy Israel en hoe hy Egipte verbrysel het nie. Hierso sê hy, kyk hierso, net soos ek 'n dag gedoen het, so gaan ek dit vir julle in die toekoms finaal doen. Daar's hoop in hierdie wêreld. As dit lyk of hierdie wêreld uitmekaar uitval om jou, sê God vir jou vandag, as jong mens, moenie worry nie. Daar's geen draak of seemonster sterker as ek nie. Daar's geen probleem groter as ek nie, ek sal dit vir julle finaal nog uitsort. Hierdie storie van hierdie groot reddingsoperasie kan ook gesien word in Openbaring 12. Daar staan, en daar het oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie. Is dit nie goeie nuus nie? In hierdie groot stryd waarin ons onsself bevind, in hierdie tyd wanneer ons selfs met hierdie kampvergadering sê, voorwaarts, sê God, julle kan maar voorwaarts gaan, daar's hoop. Daar kom finale oorwinning. En dit sê, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. En dan gaan die storie aan in vers 13 tot 14, en die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde en hy het die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het, maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek kon vlieg, maar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het, en die draak was vertorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Nou Satan het probeer om God se kerk te verwoes. Maar hy het eerstens probeer om die vrou te verwoes wat die kind sou baar. Hy wou Jesus verwoes het voordat hy die verlossing kon gedoen het op die kruis. Maar toe hy dit nie reg gekry het nie, toe God dit bewerkstellig het op die kruis, en hy sien, hy die stryd verloor, toe gaan hy en hy vervolg die ander nakomelinge. Hy maak dit vir mense soos ek en jy nou moeilik. Hy is nou gefokus op julle. Maar ons hoef nie moed te verloor nie. Want onthou julle daai belofte?
Hy het gesê, ek sal die finale oorwinning hê. Inteendeel het hy klaar die finale oorwinning bereik op die kruis. Hy het dit klaar bereik op die kruis. In Openbaring 13 staan daar, en ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van godslastering. En die dier wat ek gesien het, was soos die luiper, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee, en sy troon en groot mag. Dit praat van die eindtyd. Hoe hierdie Satan selfs wêreldmagte gaan gebruik om mense te mislei, om hulle weg te lei van God af. Maar net soos die Leviathan, so ook met hierdie diere van Openbaring. Daar staan in Openbaring 19:20, en die dier is gevange geneem en saam met hom die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang het en sy beeld aanbid het. Lewend is die 2 gewerp in die vuurpoel met swaal en vuur. So God sê, moenie bevrees wees nie. Selfs hierdie magte wat in ons tyd aan bewind is, selfs nou die wat jou lewe probeer neem, God sal 'n einde daaraan maak. Hy sal nie dat sonde in ewigheid uit voortleef nie. Hy sê, ek gaan 'n einde daaraan maak. Net soos die Leviathan, so ook met die draak of die duiwel. Daar's 'n einde aan hom. Onthou, leraar Walter het gesê, die wêreld stel God mis voor, en hy sê, dit is 'n God wat mense vir ewig en ewig brand. Dit is nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, daar gaan 'n einde wees. Selfs 'n einde aan Satan en die duiwel. Die wêreld leer dat Satan 'n koninkryk het. 'n ewig brandende koninkryk, en hy gaan moontlik die ene wees, die ene met die 2 horingkies op die kop en die puntstert wat die vuur aan die gang hou in die hel. Dit is nie wat die Bybel leer nie. Die Bybel leer dat selfs die duiwel en Satan gaan 'n einde hê. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in ewigheid. Maar dit sê eintlik dat hulle gaan uitbrand, verbrand. God het dit geprofeteer in Esegiel. Hy het gesê, weens die menigte van jou ongeregtighede, hy praat nou oor Satan. En hy sê, weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig, daarom het ek 'n vuur uit jou binneste laat uitgaan, dit het jou verteer, en ek het jou tot as gemaak op die aarde, voor die oë van almal wat jou gesien het. Kan julle sien? Die is 'n positiewe profesie. Want hierdie ene wat die begin van sonde is, gaan God uitwis. En kan as enige iets doen, na dit as is. As iets tot as verbrand, is dit tot 'n einde. En dis wat God sê, ek gaan 'n einde maak aan selfs Satan en die duiwel. Hy het nie 'n koninkryk wat hy gaan warm hou nie. Daar's 'n einde aan hom. Ons hoef nie te vrees nie. God se groot reddingsoperasie is suksesvol. Maleagi sê, want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond. Dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees. En die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Jy sien, God haat sonde, maar hy is lief vir sondaars. God wil nie hê ons moet deel wees van hierdie nie. God wil hê ons moet 'n verhouding met hom aanknoop, sodat ons gered kan word. Hy wil ons sondes bedek.
Dis wat hy wil doen. Hy wil 'n ewigheid saam met elkeen van ons 'n ewigheid deurbring. Hy wil nie hê dat enigiemand verlore moet gaan nie. Jesus begeer dat ons gered moet word. Jesus begeer dat jy gered moet word. Johannes 17:24 sê, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees. Sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. Kan julle sien? Jesus wil jou saam met hom hê. Hy het sy Vader gebid en gesê, Here, ek wil dat hulle saam met my moet wees. En dit is die groot doel van hierdie groot reddingsoperasie, is om elkeen van julle daar te hê waar hy is. Johannes 14:3 sê, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Ek kan nie wag om 'n ewigheid saam met hierdie ware superhero te wees nie. Ek sal sy hand wil gaan skud en vir hom sê, dankie vir wat U vir my gedoen het. Dankie dat U van ewigheid in die verlede al hierdie reddingsoperasie beplan het vir my. En God is so liefdevol. Hy sou op die kruis gesterf het, al was dit net jy. Hy sou sy lewe nog steeds gegee het, al was jy die enigste een in hierdie wêreld. Exodus gee ons hoop op die finale reddingsoperasie. Dis Exodus se reddingsoperasie, die grootste aksie van verlossing voor die koms van Christus, is ingeweef in die materiaal van die verlossingsgeskiedenis. Die afleiding kan dan gemaak word dat God se verlossing in Exodus verduidelik Israel se verlede, gee betekenis aan hulle hede en inspireer hoop vir hulle toekoms, verlig die storie van Christus en die vroeë Christene en is die belofte van die finale oorwinning oor die kwaad vir die kerk. In al dit was God en is hy en sal hy die verlosser wees. Die deel van die mens soos by Exodus is om stil te staan en te sien die verlossing van die Here. Wat die Exodus is vir die Ou Testament, is die lewe, dood en opstanding van Jesus vir die Nuwe Testament en vir ons. God wil ons red. En ons kan kyk op die finale redding wat op pad is. Alhoewel dit volbring is op die kruis, sien ons nog sonde om ons, maar God gee 'n belofte en hy sê, kyk, hy kom met die wolke. Elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Wil julle amen sê vir so 'n reddingsoperasie? God het 'n plan, en God het 'n plan met elkeen van julle. Kom ons staan en bid ons saam. Ons almagtige, liefdevolle hemelse Vader, ons staan hierso in oor wat U vir ons gedoen het. Oor dat U so 'n fantastiese plan beraam het om elkeen van ons te red. Heer, dankie vir die God wie U is. Dankie vir U liefde en dat U aan elkeen van ons gedink het toe U op die kruis gesterf het. Heer, ek bid spesiaal vir hierdie jong mense, dat hulle sal vashou aan hierdie hoop,
aan hierdie hoop en hierdie reddingsoperasie wat U gedoen het. Heer, dat hulle altyd sal terugkyk en sien wat 'n liefdevolle God U is. Ek bid dat in hierdie tyd wanneer ons sê voorwaarts, dat U hulle oë op U gefestig sal hou. Maar ook op die doel, Heer, dat daar 'n einde aan al hierdie dinge gaan kom. En dat daar ewigheid voor lê, Heer. Hierdie lewe is maar kort, Heer, en vergeleke met 'n ewigheid. Berei hierdie jong mense voor vir daardie ewigheid, is ons gebed in Jesus naam. Amen.